Mei is velkanker bewustheidsmaand en dit is natuurlik 'n siekte waarmee ek my eie pad stap. En om bietjie met ons daaroor te gesels het ons vir Dr. Judy vandag hier. Goeiemôre Dr. Judy, altyd lekker om jou in die ateljee te hê. Dankie Annika. So, as 'n inleidende vraag, kom ons gesels net vinnig oor die verskillende tipe velkankers. Wel, die heel eerste tipe velkanker wat jy kry is 'n basale selkarsinoom, so 'n tipiese klein seertjie wat net eenvoudig nie wil gesond word nie. Dan kry jy ook 'n plaveisselselkarsinoom wat baie skilveragtig is op die vel, en dan melanoom wat jy het, en ook alle eer aan jou wat daaroor praat vandag, is 'n baie meer kwaadaardige en die mees aggressiewe kanker, en dit word ook baie onder meer jong mense gediagnoseer. So net vir interessantheid ook wat melanoom aanbetref, as jy na hierdie moesie of ekspressies gaan kyk op die vel, die Engelse praat van ABCDE's, so mense kan self gaan kyk. As jy moesie het, asymmetries, kan jy 'n lyn daardeur trek, kan die twee dele met mekaar vergelyk word, of is dit identies of nie. B, bordes, is dit ongelyke randjies. C, is daar color, is daar meer as een kleur. D, dimensie, word daai moesie of uitgroeisel bietjie groter. En dan E, evolving. Jy weet, so mense wil nie eintlik iets meer as 6 mm in dimensie hê nie, en dis hoekom dit so belangrik is dat mense daarna moet kyk jaarliks. Absoluut, en soos jy sê, dit is nie 'n ou mens siekte nie. Ek het dit op 29 is ek daarmee gediagnoseer. So dankie vir daai wat jy nou net gesê het, want dit is baie belangrik dat ons weet wat om vooruit te kyk. In my geval was een van die eerste behandelings wat ons doen het of toegepas het, was om die melanoom self uit te sny. En natuurlik op daardie stadium was die laaste ding waar ek ge-worry het was enige letsels wat ek gaan oorhou. Ek wou net van die kanker ontslaa raak. Maar nou is dit 'n tyd later en ek het wel letsels van die operasies wat ons gedoen het. Is daar enigiets wat ons kan doen aan hierdie letsels? Wel, ek sal sê die probleem is van hierdie kanker word baie uitgesny. So hierdie kankerpasiënt het die een uitsny sessie of chirurgiese sessie na die volgende. En baie keer is dit in hulle gesigte ook. So saam met dit gaan ook baie inflammasie, maar nou wil jy nie eintlik bestanddele of behandelings gebruik wat dit meer kan aanwakker en kwaad maak nie. So my advies is wat produkte byvoorbeeld aanbetref, is gaan soek vir produkte wat silikoonbevattende bestanddele het, of ceramiede en peptiede, enigiets wat niks gaan kwaad maak nie. En in daai letsel kan jy bietjie liggies masseer en sovoorts, en jy kan selfs bietjie professionele behandelinge doen. Ek weet ons sê chemiese afskilfering en dit klink seer en aggressief, maar jy kry konservatiewe chemiese afskilfering wat net help om die weefsel differentiasie en proliferasie weer te stabiliseer en seker te maak dat jy nie 'n hipotrofiese of 'n keloïed weefsel vorm nie. En ek het juis vir so 'n behandeling by julle praktyk gegaan, nou 'n paar jaar nadat my eerste operasie plaasgevind het vir die melanoomkanker wat ons uitgesny het, en ek was aanvanklik baie skrikkerig en op my senuwees, want ek is bang om iets op my vel te doen, aangesien ek nou so mooi na my vel probeer kyk, en aangesien ek weet ek nog steeds behandel word ook vir melanoomkanker, maar jy het my baie gerus laat voel, en jy het ook vir my verduidelik, daar's heelwat goed wat jy nog steeds kan doen, wat saggies vir die vel is. Vertel vir ons 'n bietjie daarvan. Ons kry eintlik baie verwysings van onkoloë en dermatoloë waar hierdie pasiënte na ons kom, en ons maak gebruik van lae konsentrasie glikoliese sure wat op die vel gebruik kan word. Nou, wat lekker is van dit is dit staan bekend as 'n tyrosinase inhibeerder, maar wat dit eintlik beteken is die selle wat pigment vervaardig word nou net so bietjie onderdruk, en melanien sê klaar vir jou, dit is 'n pigmentvervaardige tipe kanker. So as jy sekere bestanddele gebruik wat soos glikoliese suur het, sekere vitamiene ensovoorts, is dit so belangrik dat dit rustig is op die vel, want kankerpasiënte gaan vir behandeling soos immunoterapie. So jy wil alles wat jy kan doen om die immuniteit van die vel en die optimale karakteristiek van die vel te verhoog, wil jy inkry om te kan help. Dr. Judy, baie dankie. Dankie dat julle so mooi na my gekyk het by julle praktyk, en dankie dat jy ook vandag met ons kom gesels het. Ek voel, soos julle kan dink, baie ernstig oor hierdie saak, en dankie dat jy dit so mooi aan ons verduidelik het. Baie dankie vir jou.